By ons net so staan, kom ons lei die oë. Dankie Vader Jahwe dat ons so saam u beloftes kan besing, wanneer ons die woorde van Esegiel in ons gedagtes, Vader, so laat 'n refrein, ek self sal my volk. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat u self, dit wat u beloof het, doen, dat u getrou is, dat u groot ek is. Dankie Vader Jahwe dat ons as gemeente vanoggend onder u trou, u vleuels kan skuiling vind, dat u die een is wat in die verbond self met die eie bloed vir ons daardie sekuriteit gee. Dit is onbetwyfelbaar, dit is onveranderlik, dit is onbeweeglik. En daarom vra ons dat ons ook vir u daardie vrug sal dra in ons geloofslewe, 'n standvastige, onwrikbare geloof. Oë wat gefokus en gefestig is op Yeshua, die begin en die volëinder van ons geloof, terwyl ons die wedloop met vreugde, elke dag in volharding, die wedloop stry van die geloof, Vader Jahwe, en dan spesiaal terwyl ons elke las aflê. Die sonde wat so maklik verstik, die ongeloof wat so maklik inkom, die vrees wat ons so maklik soos 'n Petrus laat sink. Vader, ons kom as gemeente om op te kyk na u. Bemoedig u ons harte vanoggend, versterk ons en bou ons op in die liefde van Yeshua. Amen. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Nou ja, ons begin vanoggend by 1 Samuel 17, gaan so 'n bietjie die reeks oor Filippense onderbreek, dat ons terug is in Pretoria. Ons gaan na daardie bekende verhaal van Dawid en Goliat. Net Sander, jy ken hom. En ons tema vanoggend is 'n lewe in die naam van Jahwe. 'n Lewe in die naam van Jahwe. Nou op so 'n koue oggend soos vanoggend het ons 'n verhaal nodig wat ons harte laat warm klop. Trots en opgewonde oor die werk van Jahwe. Hier in 1 Samuel 17 het ons die verhaal, ek gaan nie die hele verhaal lees nie. Ons weet hoe Dawid se pa Isaai vir Dawid stuur om te gaan kyk hoe gaan dit daar by die oorlog. En Dawid vat padkos saam, maar sy fokus is nou nie die kos of sy broers nie. Wat sy aandag trek is hierdie onbesnede Filistyn, wat Jahwe, die God van die leerskare, die slagordes van Israel uitdaag. En daar gebeur iets in Dawid se hart, gees van Jahwe wat vir hom in herinnering roep, dat Jahwe is wie hy is, ongeag Saul, ongeag die Israeliete se lafhartigheid, Dawid se hart is op Jahwe gerig. En dan is dit hierdie jong man, wat vir Saul sê, maar hy gaan hierdie onbesnede Filistyn leer, dat dit die oorwinning behoort aan Jahwe. Baie dinge wat gebeur, baie dinge wat fisies moes gebeur het, as mens gaan kyk op die kaart, die dal, die heuwels, twee heuwels teenoor mekaar, die Filistyne wat insig, soos ons probleme maar so in hulle gesig was, as hulle aan die slaap kon raak gedurende daai tyd, wat seker maar moeilik was daar in die veld. As jy wakker word, is jou probleem klaar wakker, hy wag vir jou. En so moes Israel in die aangesig van die Filistyne verneder word vir 'n tydperk, totdat Jahwe vir Dawid stuur, opwek. Op 'n wonderbaarlike manier kan ons sien hoe Jahwe eers in Dawid se pa werk om te gaan kos stuur. En Jahwe se beskikking is net asemrowend. Jahwe het 'n groter doel, en ons sien hoe Dawid dan ook vir Saul sê, sy wapentuig gaan nie werk nie. Hy is nie gewoond daaraan nie. Hy gaan met sy slingervel, en hy tel die klippies op, nee Janlo, daar in die spruit. En ons sing dit baie, ons sing dit al lank, net, toe tel Dawid 5 klippies op. Maar dit is besonder wanneer Dawid die reus tegemoet gaan, dat dit vir ons neergeskryf is. Dat daar spesifiek staan, wat Dawid vir die reus Goliat sê. Ons lees hierso vanaf vers 41. Ook die Filistyn het al nader en nader gekom na Dawid,
en die skilddraer voor hom uit. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van Jahwe van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal Jahwe jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat Jahwe nie deur swaard en spies verlos nie, want die stryd behoort aan Jahwe en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyne hom dan klaar maak en aldeer nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger, en hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip, en hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid sy hand was nie. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skere getrek en hom van kant gemaak, en hy het daarmee sy hoof afgekap, en toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. En 'n mens wil graag verder lees van hierdie soete oorwinning, maar ons fokus eerstens en ons dink terug aan Genesis 3 vers 15, die belofte, dat Jahwe sê, dat in die vrou se saad, Eva, sal die oorwinning kom. Hy sal jou die kop vermorsel, die belofte al in Genesis 3. En ons sien hoe Dawid 'n beeld is van hierdie koning van uit die geslag van Isaai, die wortel van Dawid, wat die vyand se kop vermorsel. Daar's baie sulke beelde vroeër, en later in Rigters, Jael, wat Sisera se kop deurboor het met 'n tentpen, en Habakuk beskryf dit in idiomatiese taal, hoe die kop van die slang vermorsel sal word. Alles 'n heenwys na Joshua. Ons teks in Samuel 17 vers 45, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van Jahwe. En daardie lewe in die naam van Jahwe het nie in daai oomblik begin nie. Daar was 'n verbondsverhouding tussen Dawid en Jahwe. Om in die naam van Jahwe te kom, is nie maar net ietsie wat jy vinnig oor jou lippe prewel nie. Psalm 91 wat ons so goed ken, sê dit so mooi. Ag, en ek wil hê ons moet so toe blaai. Julle almal ken Psalm 91, van hy wat skuil in die skuilplek, die skaduwee van die Allerhoogste. Maar daar's iets spesiaal omtrent Jahwe se naam in die Psalm. Psalm 91. En dis ons eerste gedagte. Psalm 91 vers 14. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Nou, dis 'n psalm, dis 'n gedig, dis 'n lied. Kyk die parallelle. Liefhet en ken gaan saam, en red en beskerm gaan saam. So, om Jahwe lief te hê, om sy naam te ken, bring daardie redding en beskerming. Nou, ons weet, die duiwel het hierdie psalm gekwoteer in die woestyn, toe hy met Joshua in die versoek het. Hierdie psalm is absoluut eerste in Joshua vervul. En ons sien dan ook in Joshua se lewe, hoe hy die naam van Jahwe aan ons kom openbaar het. En dis 'n bietjie ons tema vir oggend, 'n lewe in die naam van Joshua, of die lewe in die naam van Jahwe geopenbaar in Joshua. Maar dit is altyd wonderlik om eers in die Ou Testament te begin, met hierdie beelde, hierdie openbaringe van Jahwe, spesifieke of stukkies van die geheel wat later in Joshua volmaak vervul sou word. Ons sit
hier in 1 Samuel 17 met 'n duidelike vyand in die gesig van Israel. Israel wat nie op die plek is waar sy moet wees. Sy is lafhartig, Saul neem nie leierskap nie. Daar's niemand wat na vore tree nie. Niemand van die leer van Israel nie. 'n Kind wat herder is daar in die veld, word deur Jahwe opgewek, deur Jahwe gestuur. Maar dit wat Israel gehaat het, is niemand in staat nie. Dit is so duidelik wie ons is. Niemand kan homself red nie. Die vyand spot. En dan is dit Dawid wat openbaar maak. Die naam van Jahwe, soos Eksodus 3 vir ons leer, sê Jahwe vir Moses, my naam is, ek is wie ek is, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Ek is julle verbondsgod. Die kindertjies sing nou, lees daar weer die liedjie, wil jy met Jahwe praat, lees 5015, is jy in die moeilikheid? Lees 5015, Psalm 50 vers 15 sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp. Jy moet my eer, is 'n verbondsverhouding. En Dawid, hier met Goliat, daar's net een les vir ons hier te leer. Jahwe verlos nie deur swaard en spies nie, maar deur 'n verbondsverhouding. Dawid se lewe, ons gaan nou mooi daarna kom, ons het dit gesing ook, sy heenwyse na Joshua, wat kom in die naam van Jahwe, geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe. Ons gaan net nou so 'n bietjie meer duidelik daaroor praat. Dawid verlos Israel. Hierdie reus, hierdie Filistyn, is 'n beeld van die bose, is 'n beeld van die vyande van Jahwe, want hy spot Jahwe, hy spot die God van die leerskare. En daarom daardie duidelike openbaring, hierdie instrument, Dawid se lewe word gebruik om in die naam van Jahwe, die werke van Jahwe te verkondig. Nou, toe ons jonger was, Jacques, wie van ons wil 'n Dawid wees? Ja, ons wil 'n Dawid wees. Daar's iets rondom Dawid, vir jou sê, ek wil dapper wees. Nou, ons het nie noodwendig die Filistyne wat hier op die berge vir ons wag, en elke dag fisies met ons spot nie, maar daar's ander reëse, elke dag in ons lewe. En daar's spesiaal iets in die naam van Jahwe wat vir ons kostelik is en kosbaar is, wanneer ons in geestelike, kom ons noem dit dan, stryd, oorlogvoering is. In die naam van Jahwe, en daardie liefde vir wie hy is, wie hy vir ons, wat hy vir ons doen, is daar nie 'n einde, is daar nie 'n perk vir die wonders, vir die werke van Jahwe. En ons weet in Joshua het Jahwe in sy naam, Jahwe verlos, Joshua, die poorte van die hel vir ons verbreek, die dood oorwin. 'n tweede persoon wat saam met Dawid 'n baie sterk openbaring van die naam van Jahwe het, is Elia. In Dawid se geval is dit Israel teen die Filistyne en die Filistyne teen Israel. In Elia se geval is dit baie meer gekompliseerd. Dis onder Israel is die vyande, die wat Baal aanbid, die wat Isebel so maklik verlei het. En ons blaai na die verhaal in 1 Konings 18, nadat daar 3,5 jaar droogte was en Elia hulle sê bring, laat ons kies, hoe lank dink julle op 2 gedagtes? Hulle is daar op die berg Karmel, die profete van Baal, 400 en dan nog die ander profete, 800, dans, en roep hulle God aan, want hulle het 'n altaar gebou, en die God wat met vuur antwoord, hy is God. En Elia spot met hulle, en dan kom dit tot op 'n punt, waar Elia dan sê, vers 31, 1 Konings 18 vers 31, in vers 30 sê Elia vir die hele volk, kom nader na my toe, en die hele volk het nader gekom na hom, en hy het die altaar van Jahwe herstel wat afgebreek was. Dis 'n fokus, hy herstel die altaar. Daarop neem Elia 12 klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van Jahwe gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees, en hy bou met klippe 'n altaar, kyk baie mooi, onderstreep dit, in die naam van Jahwe. Baie belangrik, waar daar 'n verval was,
waar daar 'n afbreek van die verbondsgodsdienst, die verbondsverhouding met Jahwe was, herstel Elia dit. Hy bring die harte van die vaders terug na die kinders in die naam van Jahwe. In die naam van Jahwe is daar hierdie bekering. Hy herstel die altaar van Israel. En dit sê so mooi die verbondsterme, volgens die 12, die klippe, volgens Jakob se kinders, tot wie die woord van Jahwe gekom het om te sê, Israel, heerser saam met Elohim sal jou naam wees. Het is besonder dat Elia dit nie maar net doen uit frustrasie nie. Dat Elia dit nie maar net doen uit sy eie ywer, omdat hy 'n leier was nie. Dit is soos Dawid, in die naam van Jahwe. Want soos wat Dawid 'n ou herder was, 'n enkeling was, so was Elia ook 'n enkeling alleen. Die profete 800-1, daar staan Elia. Maar hy bou die altaar. Hy bring herstel. Daardie bekering in die naam van Jahwe. En ons ken die verhaal. Dit is net so pragtig soos Dawid se verhaal. Wanneer Elia in vers 37 uitroep, antwoord my Jahwe, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat Jahwe God is. Wat 'n parallel het ons hier met 1 Samuel 17? Wat het Dawid gesê? Wat gaan gebeur as hy Saul Goliat se kop afkap? Dan gaan daar 'n erkenning plaasvind. Daar gaan 'n getuienis wees. Niemand gaan kan sê hy het nie geweet nie. So ons sien dat die lewe in die naam van Jahwe bring lig, bring helderheid, bring daardie duidelikheid, Jahwe alleen is God. En daarop antwoord Jahwe met vuur het neergeval en daar is hierdie geweldige indrukwekkende gebeure. Die punt is net, soos Dawid, was Elia se lewe 'n lewe wat getuig het van my dade, of ek die reus se kop afkap en of ek die altaar herstel, dis in die naam van Jahwe. Dit is baie belangrik. Onthou dit. Ons sit hierdie twee verhale, want dit is wat die tyd ons toelaat, daar's nog. Dit is vir ons helder, dit staan so uit. En ons wonder baie keer in ons lewe, maar hoe is dit vir my van toepassing? Nou voor ons by onsself kom ons kyk eers na Yeshua. Ons blaai na daardie bekende intog in Jerusalem in Matteus 21. Het ons nie Israel teenoor die Filistyne daar in die laagte en op die heuwels nie. Ons het nie Elia op die berg met die profete van Baal nie. Ons het 'n nederige koning wat sit op die vel van 'n eselin, die swakste van die swak. Maar daar's ander vyande. Jerusalem self is vol van die vyande van Jahwe. Die Fariseërs, die skrifgeleerdes, die suurdeeg. En hy kom weer in die naam van Jahwe en hy reinig die tempel. Bietjie van Elia, baie van Dawid om die vyand te oorwin. Dit waar hy in alle gewys het. In Matteus 21 die intog van Joshua. En ons lees net daar waar die skare, vers 8, die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad gegooi, opgegooi. Dis die gevolg, dit was wat saam met hom was, maar in die tempel waarheen hulle op pad was die vyande. Hulle het hulle klere op die pad opgegooi en ander het takke van bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop, die wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna, in Hebreëus Hosiana, Jahwe red tog, vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe, Hosanna in die hoogste hemel. En ons lees dat dit die kindertjies was wat dit gesing het in die volgende gedeelte. Wat beteken dit dat Yeshua kom in die naam van Jahwe? Wat het hier gebeur? Dan wil ek julle eers eintlik vra, waar as julle nou naslaan Bybels het, waar in die Bybel staan, geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe. Ons ken die bekende teksverwysing na Sagaria 9 vers 9. Juig Jerusalem, 'n koning kom. Hy's nederig, hy sit op die vel van die eselin. Ons ken daardie kruisverwysing. Maar waar kom die gedeelte, geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe? 'n baie bekende Psalm.
Psalm wat sê, die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Die een wat Joshua self gekwoteer het en op hom van toepassing gemaak het, toe hy vir die vyande gesê het, julle het die steen verwerp, julle is die landbouers. In hierdie volgende hoofstukke, gelykenis van die landbouers, Matteus 21, 22, 23. Psalm 118. Blaai na Psalm 118 toe, en ons sien die tema rondom 'n lewe in die naam van Jahwe, die gebeure, Joshua se hele lewe is 'n openbaring van die naam van Jahwe. Johannes 17 sê Joshua baie duidelik, ek het gekom om u naam aan hulle te openbaar. Hoe lyk dit? Was dit 'n Hebreëse les teen 'n muur om te verduidelik Jod-Hah-Wah-Heh en die oorsprong van die naam van Jahwe en die tetragrammaton en hoe die skrif oor die eeue verander het? Glad nie. Dis nie die openbaring van Jahwe se naam. Dis nie wat Joshua gedoen het nie. So ek nou vir julle andersom vra, hoe Dawid Jahwe se naam aan die volk openbaar? Daar waar hy die vyand verslaan het, daar die volk gesien. Roep Jahwe se naam aan. Hulle het gehoor Dawid sê, Filistyn, jy kom na my met 'n stok en met 'n spies en 'n lans. Ek kom na jou in die naam van Jahwe. Hy was 'n getuienis en Elia dieselfde. Psalm 118, net om vir julle daai verwysing te gee, vers 22, die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Dit het van Jahwe gekom. Met ander woorde, uitgekom in die naam van Jahwe. Dit is wonderbaar in ons oë. Julle kan die naslaan volg na die evangelies toe, Matteus 21:42 en Markus, Lukas en Handelinge quoteer dit. Vers 24, die liedjie wat ons so baie sing, dit is die dag wat Jahwe gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Watter dag is dit? Dis die dag van oorwinning, dis die dag wat Joshua opgestaan het. Ag Jahwe, gee tog heil, gee verlossing, gee Yeshua. Ag Jahwe, gee tog voorspoed. En dan vers 26 wat ek hoop almal nou mooi raak sien. Geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe. Geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe. Nou die oomblik as ons seën hoor, dan sê ons vlees vir ons voorspoed. Daar staan nog ons voorspoed in die vorige vers. Gemak, geen probleme, kalm water, kalm dag, sonskyn. As ons hierdie selfe Psalm vat, en almal is eens dat die Psalm gaan oor Joshua, die steen wat die bouers verwerp het, dan wil ek vir julle wys 3 keer hoe Joshua die naam van Jahwe, hoekom sê hulle geseënd, is hy wat kom in die naam van Jahwe. Blaai net 'n bietjie vroeër in die Psalm. Loof Jahwe, want hy is goed, Psalm 118 vers 1, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Vers 3, laat die huis van Aaron sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Laat die wat Jahwe vrees dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Hoe en hoekom? Kom ons kyk, vers 5. Uit die benoudheid het ek Jahwe aangeroep. Jahwe het my verhoor in die ruimte. Jahwe is vir my, ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Jahwe is vir my as helper, as my helper, so sal ek dan neersien op die wat my haat. Dit is beter om by Jahwe te skuil as om op mense te vertrou. Dit is beter om by Jahwe te skuil as om op edeles te vertrou. Al die heidene het my omsingel. Dit is in die naam van die Jahwe dat ek hulle stikkend gekap het. Hulle het my omsingel. Ja, hulle het my omsingel. Dit is in die naam van die Jahwe dat ek hulle stikkend gekap het. Hulle het my omsingel soos bye. Hulle is uitgeblus soos 'n doringtakvuur. Dit is in die naam van Jahwe dat ek hulle stikkend gekap het. Wanneer Joshua se lewe gekenmerk word aan die omsingeling van vyande, hy het na sy eie mense gekom, sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Dominee Jaco het onlangs die Fariseërs, die Sadduseërs, die Herodane. En hulle omsingel hom in hulle denke. Hulle kyk of hulle hom op 'n woord kan betrap. Daar is van al die kante, Handelinge sê so mooi, Pontius Pilatus, Caiaphas, die heidene, Israel, almal het Joshua omsingel. Hoe het die uitredding gekom? 3 keer. Dit is in die naam van Jahwe
dat die oorwinning gekom het, dat ek hulle stikkend gekap het. Hoe was Dawid se oorwinning? In die naam van Jahwe. Hoe het Elia die altaar gebou? In die naam van Jahwe. Wat is die volmaakste voorbeeld van Adam wat verlos word, ons redding in Yeshua? Dit is in die naam van Jahwe. Ek is verlosser. Dat Yeshua geoorwin het. Ons moet dit sien dat die naam van Jahwe word deur die psalmdigter oor en oor besing. Loof Jahwe, o my siel, en alles wat in my is, sy heilige naam. En hy verlos my van my krankheid. Hy verlos my van my ongeregtigheid. Hy maak my jeug weer nuut soos die van 'n arend. Alles toe te skryf aan sy heilige naam. Soos geopenbaar in Yeshua. Dis koslik. Jahwe sê, ek roep my naam oor julle uit. Moenie die naam van Jahwe uitelik gebruik nie, moenie uitelik leef nie. Leef in die krag en die verlossing van Yeshua wat in my naam oorwin het. So ons sien duidelik dat Yeshua, Johannes 17, ek het gekom om u naam aan hulle te openbaar. Hy openbaar dit deurdat hy vervolg word, omsingel word, verlaat word, geskel word, geslaan word. Hy openbaar dit dat hy toelaat dat Judas, en as ek sê toelaat, dan weet ons hy het dit voorbeskik voor die grondlegging van die wêreld, in die oomblik dat een van sy eie hom verraai, een van die disippels, hy gee hulle, soos ons in Afrikaans sê, genoeg tou, dat hulle self ophang. Dat die naam van Jahwe in die uiterste situasie geopenbaar kan word. In 'n 100% die Satan en al sy magte, nie halwe leermag nie, al sy agente, almal staan saam teen een. Yeshua. Dit is in die naam van Jahwe dat die heelal kon aanskou die oorwinning. Die naam bo elke naam. En daarom is dit belangrik. Dit is belangrik om dan te sien wanneer Yeshua daardie openbaring van Jahwe se naam is, in daardie gehoorsaamheid, in daardie oorgawe, dat hy genoem word, soos wat die engel sê, Matteus 1:21, dit wat Dominee Jaco hanteer in die oggendstiltes, hy sal Yeshua genoem word, want is hy wat sy volk sal verlos. En daarom kan ons nou 'n bietjie daarna Filippense 2 toe blaai. Filippense 2. Wanneer die apostels, wanneer die disippels vir die gemeentes begin skryf. En ons het 'n baie belangrike taak om die regte toepassing van die naam van Jahwe te hê. Ons kan nie heeltemal dink ek gaan nou hier uitgaan en ek gaan nou vir Rusland en Amerika gelyk vat, een met die linkerhand, een met die regterhand in die naam van Jahwe nie. Jy moet jou toepassing reg hê. Dawid was in sy tyd vir sy geslag, Elia was in sy tyd vir sy geslag. Hebreërs 1:1 sê, maar in hierdie laaste dae spreek Jahwe tot ons deur die Seun. En daar is 'n toepassing, daar's 'n baie belangrike toepassing, maar ons fokus net eers op wie is Yeshua. In Filippense 2 lees ons van die vernedering van Yeshua, en ons het dit hanteer, die omsingel, die totale stryd waarin hy was, in gehoorsaamheid. En ons lees dit hier vanaf vers 6, Filippense 2 vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk geword. In gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word, tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Dis die vyande wat hom daar vasgenaal het, ons sondes, wet, wat vir ons die regverdige dood voor geskryf het. Daarom het vers 9 God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Nou kom dit baie belangrik, sodat in die naam van Yeshua sou buig elke knie, die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Yeshua, die Messia, Jahwe is tot heerlikheid van God die Vader. Nou ons weet, wanneer Yeshua geopenbaar word in heerlikheid, sal vrees die goddelose pak, want hulle sal sien wie hulle deursteek, hulle sal sien. Ons wil nie nou op hulle fokus nie, ons wil
Deel wees van die wat elke dag hulle knieë buig in die naam van Yeshua met die toepassing, alles wat ek doen, alles doen ek in die naam van Yeshua. Alles. Want eintlik is elke dag soos 'n Dawid op die slagveld. Daar's altyd 'n Goliat. Daar's altyd 'n oormag. Ons lewe in 'n gebroke tyd waar mense se vol is van Baal-godsdiens, eie sinnige godsdiens. Israel, die verbondsvolk, is vol van die Baals. En elke dag moet jy in die naam van Jahwe die altaar herstel. Man se priesterskap. Jy moet elke dag in die naam van Jahwe jou gesin bymekaar bring in stilte. Dis in die naam van Jahwe wat jy die altaar herstel. Vriende wat kuier. Gemeentelewe. Jy het elke dag die geleentheid om in Yeshua se oorwinning. Dit wat ons nou gelees het, aan hom is gegee die naam bo elke naam. Hy het die volheid van die Godheid. En Paulus, hulle het dit verstaan. Hulle het dit verstaan, al was hulle in ons voel baie eienaardig oor hierdie postmoderne tyd met AI, en al die ander goeters. Vir hulle was dit ook 'n geweldige moeilike tyd, want wat jy in Israel beleef het in Jerusalem, die vreemdheid van die Romeinse ryk en die vreemdheid van die kulture van die Grieke, was vir hulle elke dag goddeloosheid. Maar hulle moes in die naam van Jahwe die gemeentes leer, en ons blaai spesifiek na die volgende boek in die Bybel, Kolossense. Kolossense wat daar in die weste kant van Turkye sit, Klein-Asië, vervreemd, vreemde kulture, vreemde bevolkinge. En tog kan Paulus hier in Kolossense 3 die identiteit in Yeshua eers bevestig in vers 1. As julle saam met Messia opgewek is, soek die dinge daarbo waar Messia is en aan die regterhand van God sit. Dis ons identiteit, vers 3. Julle het gesterwe en julle lewe is saam met Messia verborge in God. Dis die realiteit. Wat is die praktyk elke dag? Vers 15. Laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, wees dankbaar. Laat die woord van Messia ryklik in julle woon in alle wysheid, leer, vermaan mekaar met psalms, lofsange, geestelike liedere, sing in julle hart met dankbaarheid, die tweede keer oor dankbaarheid, tot eer van Jahwe. En wat julle ook al doen, vers 17, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Heerser, die opgestane koning van die konings, aan wie gegee is alle gesag in die hemel en op aarde, Yeshua, en die derde keer, dank God die Vader deur hom. 'n Lewe in die naam van Yeshua is 'n dankoffer. Is 'n offer om te sê, dankie Jahwe vir wat Yeshua gedoen het, ek leef nie meer nie. Al my beproewinge, al my vyande, loop ek tegemoet soos 'n Dawid in die naam van Yeshua. Elke uitdaging in 'n goddelose wêreld, elke versoeking, bou ek die altaar soos Elia in die naam van Yeshua. En dan die duidelikste voorbeeld, Yeshua se hele lewe, geseënd is hy wat kom. Al word hy omsingel, al word hy as mens verwerp, al het sy eie hom verraai en verloon en gespieg, dit is in die naam van Jahwe. Dat hy die naam van Jahwe vir ons openbaar het in die opstanding, die oorwinning. En vir ons sê, bly in my, Johannes 15. As Paulus sê, alles wat julle doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van Yeshua, dan is dit Johannes 15, die loot wat in die wingerd bly. En hy sal veel vrug dra. Die vrug is die vrug om in die naam van Yeshua te leef, te oorwin. En onthou, Israel is bang, hulle is op die vlaktes. Saul, die aardse koning, die een wat kop en skouers bo almal uitgestaan het nie die naam van Jahwe geken nie, hy het dit nie aangeroep nie.
Dis die eenvoudige, dis die geringe, dis die nederige. Dis die gebreekte riet, die geknakte riet wat Joshua kies, wat nie gebreek sal word nie. Die dowwe lampet. Let op julle roeping, sê Paulus. Julle is nie die sterkes nie. Julle is nie die magtiges nie. En Jaweh het dit so beskik sodat die eer aan hom kan toekom. As dit Saul was, wat in postuur groot was, dan kon Israel nog 'n hinkie op 2 gedagtes. As Elia 'n klomp volgers gehad het, 'n groot party, sterk party, baie ondersteuners, kom dit verstaan het dat hulle kon oorreed het. Hy's alleen. Hy staan daar en hy bou die altaar in die aangesig van hierdie bebloede gemors. Daai klomp met hulle lywe wat vol steekmerke is in hipnose en ekstase en 'n psigotiese toestand van rondspring al die hele dag. Hy fokus. Hebreërs 12. Die oë gefokus op die begin en die volëinder van ons geloof, Yeshua Messia. Dis wie jy leef in die naam van Yeshua. Jy fokus op hom. Die laste wat verstrik en verdruk, lê ons af. Ons fokus op hom, want hy het oorwin. Dit is in die naam van Jaweh dat hy vir ons oorwin het. Sodat wat ons ook al doen, en ons moet regtig Kolossense 3 vers 17 in jou lewe besef, alles wat jy doen dit in die naam van Yeshua. So as jy wil kwaad word en jy wil energie ervaar om sake te verander, gebruik daai energie om in die naam van Yeshua, volgens sy beeld, deur sy gees, te doen wat reg is. Om in die naam van Yeshua op te tree beteken nie jy sit handjies gevou nie. Inteendeel. Jy doen dit volgens soos hy dit sou doen. Daarom sê hy in Kolossense 3 'n bietjie verder. Ek het nou my plek verloor. Doen dit van harte soos vir Jaweh en nie vir mense nie. Alles wat jy doen dit van harte soos vir Jaweh en nie vir mense nie. Van harte beteken jy's betrokke. Jy's ywerig. En dit is ons oproep as kinders van Jaweh om nie ons lamp onder 'n staander te sit en nie teruggetrokke en bang te wees. Ons sê mos altyd nie geheime agente te wees vir die evangelie nie. 'n Lig wat op 'n stad, op 'n berg is, kan nie weggesteek word nie. Want dit is hoe die naam van Jaweh verheerlik word. Ons gaan terug na die psalms toe. Psalm 118. Wanneer Jaweh spesiaal die begrip van 'n tempel wat gebou word, sy bruid Jerusalem, die steen wat die bouers verwerp het die hoeksteen geword, die begin van die liggaam, die begin, die hoof, die eerste, waarop Petrus sê, kom na hom toe, die lewende steen, sodat jy ingebou kan word. En Petrus sê so mooi, om geestelike offers te bring. Die hele gebou word opgerig in die naam van Jaweh, want die hoeksteen, die naam van Jaweh ons kom openbaar. En hierin vind ons 'n priesterskap. Hierin vind ons 'n koningskap. Hierin vind ons 'n heerskappy. Waarin die priesters van ouds net 'n beeld was, net 'n heenwyse. Kom ons blaai vinnig na Deuteronomium 18 toe. Ons sal dit sekerlik in die Deuteronomium Bybelstudies hanteer as ons daar kom. Maar net terwille van vanoggend se tema. Deuteronomium 18 word van die priesters gesê, en onthou, dis 'n heenwyse, want dit was die orde van Levi, maar ons is in die orde van Joshua van Melchisedek, en Openbaring sê so mooi, hy het ons konings en priesters gemaak. En dan wonder ons, wat behels hierdie priesterskap? Ek voel nie soos 'n priester nie. Ek voel nie soos 'n koning nie. Wel, kom, let op hierdie een saak.
Merk hom in jou Bybel. Wat was die Lewiete, wat was die priesters se taak? Deuteronomium 18 vers 5. Want Jahwe jou God het hom, dis Lewi, uit al jou stamme uitverkies, dat hy altyd kan staan om te dien, te werk. Nie waar nie? Kyk hoe mooi staan dit in ons Afrikaanse Bybels. Hoe werk hy? Hoe doen hy alles wat hy doen daar in die tent van samekoms? In die naam van Jahwe. Lewi se werk, die priester se werk, alles. Of dit 'n eenvoudige ding is soos om 'n lappie te was, of om 'n bloedspatsel skoon te maak, of op 'n belangrike dag soos die groot versoendag, Aaron of wie ook al sy seun naam was, in te gaan. Maak nie saak wat se werk nie. Jy het gestaan om te dien. En jou diensbaarheid is in die naam van Jahwe. Want alles wat jy gedoen het, was 'n openbaring van sy verlossingsplan, van sy vergifnis, van sy priesterskap. Van Israel, kom na my toe. Ek wil met jou in die verbond wandel. Dit was die priester se roeping. En ons sien hierdie beeld vandag na die gemeente toe. Gemeente, alles wat ons doen en dink en sê, doen dit in diensbaarheid in die naam van Yeshua, die hoof van die liggaam. Wat ons die krag gee. Wat vir ons die Heilige Gees uitgestort het. Wat vir ons die gawes gee. Wat vir ons in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. In sy naam. Tot sy verheerliking. Dis so koslik om te sien, dat die leviet wat opstaan, of die priester, of uit watter afdeling jy ook al was, Merari of Kehat of Gersom, het gestaan in diens van Jahwe in sy naam. En daarom was dit dan gepas, die klimaks van Numeri 6. So moet julle die kinders van Israel seën. So moet jy my naam op die kinders van Israel lê, sodat wat hulle ook al doen, hulle dagtaak, hulle arbeid, dat dit my naam is, my aangesig, my verbond, wat hulle in staat stel, om vrugbaar en voorspoedig en geseënd te wees in die land. In Yeshua het ons die volmaakte hoëpriester, wat sy naam vir ons uitroep. Daarom is ons hele lewe 'n offer. In Kolossense 3 keer het ons gelees dankbaarheid, met dank, dankbaarheid. Die lewe in hom om sy naam te openbaar, bring 'n offer aan Jahwe, want jy is dankbaar. Jy is dankbaar om diensknegt te wees. Jy is dankbaar soos Paulus, al word sy lewe uitgegiet, om 'n dankoffer te wees. Jy is dankbaar dat jy die genade het om as loot in die wynstok te mag wees, te wil wees, te stry, om altyd daar te bly. En dit is waar ons vrug lê. As ons ooit 'n verhaal lees, soos dit Dawid, vir Elia, wie daar ook al mag wees, profete, wat in die naam van Jahwe opgetree het, wat vervolg was, omdat hulle in die naam van Jahwe opgetree het. Laat ons eerstens kyk na Yeshua, en verstaan, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van Jahwe. Ons het dit so mooi gesing, 193, ons eer Yeshua, geseënd is hy wat kom. Maar dit was nie sonder vervolging, of beproewing, of verdrukking. In Afrikaans die omsingel gee mens daai indruk dat dis al die vyande. Almal het my adres op een dag gekry. Alles, almal. Maar die naam van Jahwe is groter, magtiger. En wanneer hy 3 keer sê in die lied, dit is in die naam van Jahwe dat ek hulle stikkend gekap het, volkome oorwin het. Dan is daar ook vir elkeen van ons. Maak nie saak wat jou beproewing is nie. Maak nie saak wat jou stryd is nie. As jy wakker word in die oggend, met jou eerste begeerte wees, Jahwe, ek wil U naam uit my hart uit loof, op my lippe noem. Ek wil in Yeshua se krag alles wat ek dink, alles wat ek doen, aan U toewy, tot lof en eer en dankbaarheid. Dit is nie opsioneel nie. Dit is nie addisioneel nie. Dit is die lewe.
Dis die evangelie. Dis die voorreg as ons dan 'n Dawid wil wees, as ons 'n Elia wil wees. Jy kan in Yeshua daardie hervorming, daardie bekering, daardie verandering terug Israel na die weë van Jahwe in die naam van Yeshua. Hy het die weg kom baan. Hy het dit moontlik gemaak. Hy het sy gees uitgestort. Dat Kolossense 3 vir ons 'n realiteit is. Alles wat ons sê en dink in sy naam. Gaan dink daaroor vanmiddag, bepeins dit, merk dit in die Bybel, dat die naam van Jahwe in jou lewe vrug moet dra. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here. Nie elkeen wat vir my sê, Jahwe, Jahwe. Nie elkeen wat 'n klomp goed oor sy lippe noem, ken hy nie. Ek hersien en ek vat saam, Psalm 91, omdat hy my lief het, sal ek hom red. Sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Omdat dit in sy hart geopenbaar is, in benoudheid, in die kuil van vernietiging, in die moeilikheid, het hy nie sy eie pad gestap, hy het hom onderwerp, en my naam aangeroep. Hy het by my geskuil, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uitred. Jy moet my eer, daar vloei dankbaarheid uit hierdie verlossing. Ek wil elkeen probeer so vinnig in die oë kyk en hier in die kamera kyk. Dis nie net vir die sterkes nie, dis vir die swakkes. Dis vir die geringes. Dis vir die wat in die lewe voel, hulle is te nagekom. Ek het in my lewe 'n agterstand, 'n swakheid. Paulus het 'n enorme swakheid gehad, waaroor hy Jahwe 3 keer bid, vat dit weg. En Jahwe sê, my genade is vir jou genoeg. My naam is vir jou genoeg. Mag elkeen van ons vanoggend in sy hart onderneem om hierdie lewe te leef in die naam van Yeshua. Wat wil ek op my begrafnis? Wat 'n getuienis wil ek agterlaat? Hierdie persoon het 'n lewe geleef in die naam van Yeshua. Dis al. Dis al wat saak maak. Sy naam was in sy lewe, in sy vrug geopenbaar. Nie prestasies nie, nie aardse rykdomme nie. Hy het Jahwe geken. En meer as alles, Jahwe het hom geken. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, baie dankie vir die wonderlike voorreg om Afrikaanse Bybels te kan hê. Nie net met verhale nie, maar openbaring van U met die diepste betekenis. Wil U vir ons help om dit raak te sien dat dit was nie Dawid nie, dit was nie Elia nie, dit was U naam. En dankie dat Yeshua gekom het en vir ons die naam kom openbaar het. Jahwe is verlosser. Dat ons hierdie week in U naam kan lewe. 'n lewe van verlossing. 'n lewe waar ons diepste nood, ons diepste bekommernis, ons diepste benoudheid, ons angste, in die swartste nag, wanneer dit voel of die duisternis ons omring, sorge van die lewe, versoekinge, wat vir ons te sterk is, dat ons saam met Yeshua kan sê in Psalm 118, dit is in U naam, dat ek my vyande stik en kap, dat ek die vrees oorwin, dat ek die lig van die evangelie laat skyn, dat ek op U naam vertrou, omdat ek U lief het. Werk dit asseblief ook in ons lewe, ook in hierdie spesifieke tyd waarin ons lewe, waar ons op verskeie terreine beproewinge het. Vader, dat ons nie saam met die wêreld sal kla nie, dat ons nie saam met Saul op die heuwel sal sit in passiwiteit en in angs nie, maar dat ons sal sê, spreek Jahwe, U knegg, U diensmaagd luister. Werk die openbaring van U naam, ook in elkeen van ons lewe, tot U verheerliking, in Yeshua. Amen. Gemeente, dit is 'n wonderlike voorreg om hier in George te kan kuier, almal wat ingeskakel is. Dit is, Johan, elkeen kry 'n beurt, hoor, glo dit of nie, so tussen my en Jaco. En dit is eintlik 'n voorreg om so nou met die afgelope week se gebeure, te ervaar hoe mens aanvanklik gedink het, ek gaan net gou hiernatoe vlieg. En hoe dit eintlik 'n besondere besturing was, dat ons as gesin kon ry
en bietjie beleef hoe nietig is ons. Hoe klein is ons? En so is daar vir baie mense beproewinge as boere, die dieselpryse en die ekonomie en siektes en verhoudings. Maak nie saak wat jou stryd is nie. Dit is in die naam van Yeshua wat ons as gemeente gaan vrug dra. Dis hoekom hy vir ons sy naam gee, om in sy naam vrug te dra. So my gebed is dat elkeen sal vrug dra, wat jou stryd ook al mag wees. Dit is 'n stryd, dit is nie maklik nie, maar sy naam is bo elke naam. Terwyl ons so staan, gaan ek die seën vir ons uitspreek en dan gaan ons afsluit met ons slotlied. Kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.